Here, U het 'n toevlug geword, 'n sterk toring teen die vyand. Here, ek wil in die tent vertoef vir ewig, in die skuilplek van U vleuels myself verberg. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word aan die geskenk van God ons Hemelse Vader. Dit word ryklik vermenigvuldig in Christus Jesus sy Seun alleenlik deur die wonderbare krag van die Heilige Gees. Amen. Geliefdes, ek gaan u nooi om die woord van die Here saam met my oop te maak by Markus hoofstuk 5. Ek vra dat jy my net sal verskoon vir 'n wyl, ek het 'n soetie in my mond. Is net om alles weer, om siek te wees is nie baie lekker nie, en die nagevolge is ongelukkig nog daar. Maar ons weet ook dat die Here kan 'n reguit lyn trek met 'n krom stok. En op hierdie stadium voel ek regtig soos 'n baie groot krom stok. Maar nietemin, Markus hoofstuk 5, kosbare gedagte, of kosbare hoofstuk, kosbare gedagtes wat ons vanmôre hier gaan uithaal. Vers 21 begin ons saam lees. En toe Jesus weer in die skuit oorgevaar het na die ander kant, het 'n groot menigte by hom vergader, en hy was by die see. En daar kom een van die owerstes van die sinagoges, met die naam van Jairus, en toe hy hom sien, val hy aan sy voete neer, smeek hom, dringend, en sê, my dogtertjie is op haar uiterste, kom lê haar die hande op, sodat sy gesond kan word, en sy sal lewe. En hy het saam met hom gegaan, en 'n groot menigte het hom gevolg, en hom verdring, en 'n sekere vrou wat 12 jaar lank bloedvloeiing gehad het, en veel onder baie geneeshere gelei, en al haar besittings uitgegee het, sonder om enige baat te vind, maar eerder erger geword het van Jesus gehoor, en onder die skare van agter gekom, en sy kleed aangeraak, want sy het gesê, as ek maar sy klere kan aanraak, sal ek gesond word. En dadelik het die fontein van haar bloed opgedroog, en sy het aan haar liggaam bemerk dat sy van haar kwaal genees was. En dadelik toe Jesus in homself die krag gewaar word wat van hom uitgegaan het, draai hy hom onder die skare en sê, wie het my klere aangeraak? En sy disippels antwoord hom, u sien dat die skare u verdring, en u sê, wie het my aangeraak? Toe kyk hy rond om haar te sien wat het gedoen het. Die vrou wat gevrees en gebeef het, omdat sy gewis het wat met haar gebeur het, kom toe en val voor hom neer en vertel hom die hele waarheid. En hy sê vir haar, dogter, jou geloof het jou gered, gaan in vrede en wees van jou kwaal genees. Terwyl hy nog spreek, kom daar mense van die owerste van die sinagoge se huis en sê, u dogter is dood. Waarom val u die meester nog lastig? Maar dadelik, toe Jesus die woord hoor wat gespreek is, sê hy vir die owerste van die sinagoge, moenie vrees nie, glo net. En hy het niemand toegelaat om saam met hom te gaan nie, behalwe Petrus, en Jakobus, en Johannes, die broer van Jakobus. En hy kom in die huis van die owerste van die sinagoge en sien 'n rumoer, mense wat ween en huil. En toe hy binne gaan, sê hy vir hulle, waarom gaan julle so te kere en ween julle? Die kind is nie dood nie, maar slaap. En hulle het hom uitgelag. Maar hy het almal uitgedryf en die vader van die kind saamgeneem en die moeder en die wat by hom was en ingegaan waar die kind lê. Toe gryp hy die hand van die kind en sê vir haar, Talita kumi, wat as dit vertaal word beteken, dogtertjie, ek sê vir jou, staan op. En die dogtertjie het dadelik opgestaan en begin hardloop, want sy was 12 jaar oud en hulle was uitermate verbaas. En hy het hulle met nadruk beveel dat niemand dit moes weet nie en gesê dat daar vir haar iets te ete gegee moes word. Net uit sover uit die kosbare woord van die Here vir die manne vir wie dit moontlik is. Ek nooi julle staan saam met my, dan soek ons die Here in gebed. Ons Hemelse Vader, Here, baie dankie vir ons samesyn in hierdie oggend. Dankie Here dat ons kan saam wees en in en deur dit
Here het ons net een gedagte voor oë en dit is om die naam van alle name groot te maak. Daar is net een naam onder die hemele wie ons herken. Daar is net een naam, Here, en wie se naam ons vanoggend kom laag buig. En o Here Jesus, het ons vanmôre gesing om ons harte tot voorbereiding te bring. Ons 'n lofoffer tot U. Sit ons in verwagting, Here, vir dit wat U in hierdie oomblikke ook so vir ons wil kom sê, dit wat U met ons wil kom deel. Here, ons sit met, of ons herdenk, die grootste gedenkdag wat daar kan wees. En Here, so wil ek elke liewe Vader, Here, in hierdie oggend spesiaal by U voete kom neerlaat. Elke Vader, Here, wat 'n groot las dra. Elke Vader, Here, wat leiding moet neem. Elke Vader, Here, wat verantwoordbaar staan. Elke Vader, Here, wat nie altyd weet watter kant toe nie. En deur dit kom vertrou ons, Here, dat U hulle ook so sal seën. En dat U hulle sal deurdra. En dat U altyd deur met hulle sal wees. Here, ons as gemeente kom dink ook aan ons gebedslys. Here, U ken elke naam, U ken elke omstandigheid. U weet wat in harte aangaan. Ek vra ons net, Here, dat U asseblief in hierdie tyd ook so vertroosting sal skenk. En nou, Here, is U woord oop op ons skote. En ons het geen ander begeerte, Here, as om die stem van die Here Jesus te hoor in hierdie oggend nie. Ons wil hoor, Here, dit wat U vir ons in gedagte het. Ons wil hoor, Here, dit wat U vir ons wil sê. En deur dit, Here, mag ons dit toepas om uiteindelik ook so U naam te verheerlik. Dankie, Here, vir U goedheid. Dankie, Here, vir U guns. En dankie, Here, dat ons dit alles by U voete kan kom neerlaat, want ons weet, U is die volëinder van elke liewe ding. Here, Here Jesus, vir U lieflike naam. Amen. Vers 22 van ons geleesde gedeelte is waar ons gaan stil staan. En ons lees daai woorde en daar kom een van die owerste van die sinagoge met die naam van Jairus, en toe hy hom sien, val hy aan sy voete neer. En na aanleiding van dit, geliefdes, wil ons graag praat onder die tema, wanneer 'n vader by Jesus se voete val. Jy sien, Vadersdag gee vir ons 'n geleentheid om stil te staan by een van die mooiste gawes wat God in die geskiedenis aan die mensdom ooit gegee het. Interessant, ek is besig om 'n studie deur te werk van Turning Point. Ek weet nie wie van julle ken vir Turning Point nie. Turning Point doen regtig fantastiese werk, is wat Charlie Kirk, dis sy organisasie. En hulle het 'n studie gedoen oor die verskil tussen 'n kind met 'n afwesige pa en 'n teenwoordige pa. Hulle het studies gedoen aangaande die verskil tussen 'n pa wat by die huis is, wat net daar is, en 'n pa wat by die huis is en ek eintlik betrokke is in sy kinders se lewe. En die verskille is astronomies. Jy kan dit nie bedink nie. Een van die aspekte wat hulle byvoorbeeld hanteer het, wat my tussen die oë geslaan het, is 'n kind se IQ. Hoe 'n kind se IQ gevorm word wanneer pappa by die huis is en daar twee stemme is wat met 'n kind kommunikeer en met 'n kind praat en 'n kind help en 'n kind lei, hoe dat 'n kind met 'n teenwoordige pa uiteindelik beter vaar in die lewe, slimmer is en al die klas van goed. Astronomies. Want eintlik van die begin af het die Here vaders geroep om leiding te gee. Die Here het vaders geroep om te beskerm, om te onderrig. En die Here het vaders geroep om hulle gesinne in die weë van die Here te lei. En nou weet ek dat ons leef weer eens in 'n wêreld waar daar baie wanpersepsies is en baie idees en opinies is. Die wêreld wil ons dryf in 'n rigting in om te sê dat, jy weet, 'n suksesvolle vader word gemeet aan sy inkomste,
of sy een of ander prestasie, sy werk en sy vermoë, die manier wat hy materialisties vir sy gesin voorsien. Maar in die deur dit moet ons raak sien dat die Bybel gee 'n baie dieper maatstaf aan wat 'n pa eintlik is. Die Here het nog nooit gekyk na wat 'n pa besit nie, maar die Here kyk na 'n pa in wie hy is voor God. Hoor jy mooi? Die Here kyk nie na wat 'n man of 'n pa besit nie, hy kyk na 'n pa in die verwysing daarna na wie hy is voor God. Want die grootste behoefte van 'n gesin is nie dat 'n pa alles moet weet nie. Ons val daagliks. Ons weet nie alles nie. My 5-jarige het nou al 'n paar keer, 6-jarige, het nou al 'n paar keer na my toe gekom en my 'n vraag gevra waar ek haar kyk en vir haar sê, my liefie, ek weet nie. Ek het nie idee nie. Jy hoef nie alles te weet nie. Die Here kyk nie na 'n man wat foute maak nie. Die Here kyk na 'n vader wat inteendeel weet waarheen om te gaan wanneer daar hulp kort. Nie 'n vader wat altyd sterk lyk nie, maar 'n vader wat sterk is in sy geloof. Daarom het Joshua gesê byvoorbeeld, as dit verkeerd is in julle oë om die Here te dien, ek wil hê julle moet baie mooi luister na daai woordjie kies. Kies is 'n woordjie in ons samelewing wat heeltemal uitgewerk word, dat ons het nie 'n keuse nie. Hy sê, kies dan vir julle vandag wie julle wil dien. Of die gode wat julle vaders oorkant die Efraat gedien het, of die gode van die Amorite in wie se land julle woon. En nou kom Josua se standpunt, en hy sê, maar, ek en my huis, ons sal die Here dien. En geliefdes, dit is 'n standpunt wat by elke man moet teenwoordig wees. Dis 'n standpunt wat by elke vader moet teenwoordig wees, want die Here se plan was nog altyd dat vaders 'n geestelike invloed in hulle huise sou wees. Nie moeders nie, geliefdes, vaders. Ons sien dit ook in Deuteronomium 6 vers 6 en 7 en hierdie woorde wat ek jou vandag beveel, moet in jou hart wees en jy moet dit jou kinders inskerp en daaroor spreek as jy in jou huis sit en as jy op pad is en as jy gaan lê en as jy opstaan. Jy sien, die Here roep nie net vir vaders en vir pappas om bloot voorsieners te wees nie, maar om geestelike leiers in hulle huise te wees. Dit is baie belangrik dat ons dit sal snap. Dink byvoorbeeld aan 'n kaptein van 'n skip. Hy sit daai skip uit om van plan A tot van plek A tot by plek B te kom en hy kan in en deur A en B kan hy niks beheer nie. Hy beheer nie die storms nie. Hy beheer nie die reën nie. Hy beheer nie die weerstoestande en omstandighede nie, maar hy kan sorg dat hy daardie skip in die regte rigting hou. En dis waartoe vaders geroep is. Om die skip in die regte rigting te hou, om die regte koers te volg. En geliefdes, so kan geen vader elke uitdaging uit sy kinders se lewens wegneem nie. Ons wil graag, dit voel soms vir my, ek wil my meisiekinders toedraai en bubble wrap, jy weet, hulle net by die huis hou en hulle koester. Ons kan nie elke probleem oplos in wat hulle elke dag ervaar nie. Maar wat ek as pappa wel kan doen, is om my gesin te rig na Christus, want hy is uiteindelik die een wat elke liewe storm in die palm van sy hand het, en hy beheer elke liewe storm. En nou hierdie verhaal in Markus hoofstuk 5 gaan nie oor 'n wonderwerk nie. Hierdie hoofstuk gaan oor 'n vader wat ontdek het, of wat ontdek waar ware hulp gevind word. Markus hoofstuk 5 gaan oor 'n man wat besef dat sy grootste behoefte is nie meer kennis nie, sy behoefte is nie meer invloed nie, is nie nog vermoë nie, maar sy behoefte is meer van Jesus. Hierdie gedeelte gaan oor die geloof van 'n vader wat sy kind na die Here bring. Dit gaan oor die liefde van 'n vader wat alles in sy vermoë doen om hulp vir sy dogtertjie te kry. Dit gaan oor die genade van 'n verlosser wat reageer op die geloof van 'n pa. En geliefdes, as daar nie geloof van 'n pa is nie, waarop moet Jesus reageer? Dit sien ons in hierdie hoofstuk.
Geliefdes, wanneer ons Markus hoofstuk 5 lees, sien ons Jesus op die hoogtepunt van sy bediening. Groot skares is besig om hom te volg, oralste heen, siekes word genees, demone word uitgedryf, wonderwerke is besig om plaas te vind. En nadat die Here Jesus die storm op die see van Galilea stilgemaak het, en die besetene van Gadara bevry het, keer hy terug na die oorkant van die see, daardie oomblik, waar daar 'n wal van mense reeds daar vir hom was. En onder hierdie mense is daar 'n man, en hierdie man se naam word genoem, daar's 'n rede hoekom hy vanaand genoem word, ons gaan vanaand daaroor praat. Daar's 'n rede hoekom sy naam genoem word, ons ondervind hierdie man met sy naam Jairus. En Markus vertel vir ons dat hy is 'n owerste van die sinagoge. Hy was 'n hy's 'n gerespekteerde man in sy gemeenskap. Hy het 'n baie groot en belangrike posisie beklee. Mense het hom geken en mense het hom gerespekteer. Maar ten spyte van sy aansien, het hy 'n probleem wat hy self nie kan oplos nie. Sy 12-jarige meisiekind lê op sterwe. Geliefdes, ek moet vir julle sê, in my voorbereiding, het ek myself in Jairus se skoene gaan sit, as 'n pappa. En die trane begin rol. Wat as dit ek is? Wat as dit ek is, wat my meisiekind daar moet sien sterwe? En op daardie oomblik ontdek Jairus wat elke gelowige uiteindelik moet ontdek. En dit is dat daar is sekere dinge wat geen mens kan doen nie. Daar is sekere dinge wat net die Here Jesus kan doen. En ons sien die mooiste van die verhaal, ten spyte van Jairus se posisie, sien ons sy houding in Matteus 5 vers 22. En toe hy hom sien, val hy aan sy voete neer. En geliefdes, ek wil hê dat jy moet let op die orde van die gebeure van events. Jy sien, voordat die wonderwerk gekom het, is Jairus al daar met 'n oorgawe. Voordat die antwoord gekom het, is Jairus se geloof al geopenbaar. Voordat Jesus sy dogter aangeraak het, raak Jesus eers Jairus se hart aan. En daarin lê vir ons die groot waarheid van hierdie gedagte, dat die Here werk kragtig deur vaders wat bereid is om hulle gesinne na die voete van die Here Jesus te bring. Maar ek kan nie my gesin na die voete van die Here Jesus toe bring, geliefdes, as ek nog nie self daar was nie. Dis die soort vader wat ons vandag in Jairus ontmoet. Hy is nie 'n volmaakte pa nie. Die Bybel sê nie dat hy foutloos was nie. Maar hy was 'n gelowige vader. Hy was nie 'n man wat alles kon doen nie, maar hy was 'n vader wat geweet het na wie toe hy moes gaan. En dit is die tipe vader wat die Here vandag wil gebruik. Die Here gebruik goddelike vaders. Die Here seën goddelike vaders. En vanuit hierdie gedagte is daar 3 gedagtes wat ek wil hanteer oor wat 'n goddelike vader dan is. Die eerste gedagte is dat 'n goddelike vader erken sy behoefte aan Jesus. Vers 23 sê, en hy smeek hom dringend en sê, my dogtertjie is op haar uiterste, kom lê haar die hande op, sodat sy gesond kan word en sy sal lewe. Die eerste ding wat ons van Jairus leer, is dat hierdie man het 'n behoefte aan die Here Jesus. Jairus was 'n man van aansien. Hy het invloed gehad, hy het verantwoordelikheid gehad. Hy was nie iemand wat gewoonlik hulp gevra het nie. Hy was waarskynlik gewoon daaraan dat ander mense hom kom vra vir hulp en leiding. Maar nou kom verander hierdie omstandighede. Sy dogtertjie, sy kosbare besitting, lê op sterwe. En al sy invloed wat hy het in die sinagoge en die samelewing, alles wat hy dink hy vir homself oor die jare opgebou het, is net weer 'n bewys daarin dat dit help hom absoluut niks nie. Die dokters kon hom nie genees het nie, die godsdienstige stelsel waarvan hy deel was kon hom nie red nie. Die situasie het hom gebring tot die plek waar hy besef het dat ek het Jesus nodig. En is opvallend dat Markus sê, toe hy hom sien, val hy aan sy voete neer. Jy sien, vir 'n gerespekteerde leier om homself voor 'n ander persoon te gaan werp
is 'n baie groot daad van nederigheid. En ons sien hierin die verskil tussen wêreldse krag en geestelike krag. Jy sien, die wêreld sê vertrou op jouself, maar die Here sê vertrou op my. Die wêreld sê vir ons dat ons moet al die antwoorde hê. Die Here sê kom na my toe. Die wêreld sê moenie jou swakheid wys nie. Die Here sê erken jou behoefte aan my. Kan ek net vra dat ons sal stil word en met gebid. Here Jesus, ons weet nie wat nou gebeur nie. Ons weet nie wat nou aan die gang is nie. Waar ons sien in ons midde dat daar is iets aan die gang. En ons wil kom vra, Here, dat U asseblief en nou vir die Kreer gesin naby sal wees. Ons kom vra, Here, dat U hulle sal behoed op die pad nou Klerksdorp toe. En dit wat hulle daar sal kry, Here, dat hulle ook so vir U ontmoet in en deur dit alles. Gaan hulle asseblief vooruit en word U ook verheerlik in en deur dit alles. Ons bid dit in Jesus se naam met groot dankbaarheid. Amen. Geliefdes, Jairus se grootste oomblik van krag was nie toe hy in die sinagoge hoof opgetree het nie. Jairus se grootste oomblik van geloof was daardie oomblik toe hy op sy knieë voor die Here Jesus geval het. En dit is waar die Here begin werk. Jy sien, solank ons dink dat ons alles self kan hanteer, dan gaan ons net op onsself vertrou. Maar geliefdes, daar is geen plek, geen oomblik wat vir ons groter wys dat ons is tot niks in staat wanneer ons met die dood getref word nie. Wanneer ons die dood van 'n geliefde in die oë moet staar nie. Die Here werk deur mense wat weet dat hulle hom nodig het. Ek dink byvoorbeeld aan Psalm 121 vers 1, Dawid wat uitroep, ek slaan my oë op na die berge, waar sal my hulp vandaan kom? En dan die erkenning daarby, my hulp is van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Ons krag kom nie vanuit onsself nie, maar dit kom van die Here alleen. Die Here Jesus sê in Johannes 15 vers 5, ek is die wynstok, julle die lote, wie in my bly en ek in hom, hy dra veel vrug, want sonder my kan julle niks doen nie. Broeders, geestelike krag is nie in ons eie krag nie, dit is in afhanklikheid van die Here Jesus. Daarom het Jakobus geskryf, dat hy gee groter genade, daarom sê hy, God weerstaan die hoogmoediges, maar aan die nederiges gee hy genade. En Jairus ontvang nie hulp omdat hy belangrik was, en omdat hy sterk was nie, maar omdat hy nederig was voor die Here. Want die Here is naby die wat gebroken van hart, en hy verlos die wat verslaaf van gees is. Sien, die Here trek ons nader, wanneer ons behoefte aan hom erken. Dis skryf ons broeder ook, verneder julle dan onder die kragtige hand van God, sodat hy julle kan verhoog op die regte tyd. Werp al julle bekommernisse op hom, want hy sorg vir julle. En dis presies wat ons in Jairus se houding sien. Hy het sy bekommernis oor sy dogter by die Here Jesus se voete neergelaat. En ek weet, ek staan in hand en eie boesem, broeders, dat ons staan met baie groot verantwoordelikhede. Ons wil ons gesinne beskerm. Ons wil voorsien, ons wil leiding gee, ons wil die regte besluite neem. Maar soms kan die druk veroorsaak dat 'n man begin glo dat hy moet alles alleen dra. Maar die Bybel leer dat die sterkste vader is nie die een wat nooit hulp nodig het nie. Die sterkste vader is die een wat weet waarom daai hulp te gaan kry. Jy sien, 'n goddelike vader begin elke dag met die gedagte dat, Here, ek het U nodig vir my huwelik. Here, ek het U nodig vir my kinders. Ek het U nodig vir my besluitneming. Ek het U nodig vir die uitdagings wat voor my lê. En die grootste geskenk wat 'n vader aan sy gesin kan gee, is nie die beeld van selfstandigheid nie, maar die beeld van afhanklikheid voor die Here.
Wanneer kinders sien hoe vaders bid. Geliefdes, wanneer kinders sien hoe pappa die Bybel lees, dis daar waar kinders leer waar hulp gevind word. 'n Kenmerk van 'n perfekte pa is nie volmaaktheid nie. Is nie perfektheid nie. Die Here het nog nooit 'n vader gesoek wat alles onder beheer het nie. Die Here soek vaders wat bereid is om alles aan hom oor te gee, en daar's 'n groot verskil in die twee. Jy sien, Jairus se wonderwerk het nie begin toe Jesus sy dogter aangeraak het nie, dit het begin toe Jairus aan die voete van die Here Jesus geval het. Dis waar die wonderwerk begin het. En net so begin baie van God se grootste werke in ons lewens, wanneer ons ophou om onsself te vertrou en te begin vertrou op dit wat die Here vir ons kan doen. Dis dat ons lees selfs in die Ou Testament, geseënd is die man wat op die Here vertrou en wie se vertroue in die Here is. 'n Goddelike Vader is nie een wat alles kan doen nie, maar 'n goddelike Vader is een wat weet dat Jesus alles kan doen. En in deur dit, broeders, is dit baie belangrik dat ons dieselfde doen as wat Jairus hier gedoen het. Dis baie nodig dat ons ook by die voete van die Here Jesus sal val. Sal erken, ons het hom eintlik nodig. Erken dat hy is eintlik die bron van dit alles. Want vanuit dit, broeders, sien ons in ons tweede gedagte van Jairus, dat 'n goddelike Vader dra sy kinders na Jesus. Vers 23 lees ons daar dat hy het hom gesmeek, dringend gesê, my dogtertjie is op haar uiterste, kom lê haar die hande op, sodat sy gesond kan word, en sy sal lewe. Hierin sien ons die liefde van 'n vaderhart. Hy kom glad en al nie na die Here Jesus toe vir homself nie. Hy vra nie groter aansien nie, hy vra nie geld of persoonlike seëninge nie, hy kom namens sy dogter. Jy sien, in en deur dit alles het sy dogtertjie se nood nou sy nood geword, haar pyn het nou sy pyn geword, haar behoefte is sy prioriteit, en geliefdes, dit is die hart van 'n goddelike Vader. Jairus verstaan dat sy dogter iets nodig het wat hy nie vir haar kan gee nie. Hy besef dat die antwoord nie by hom lê nie, maar die antwoord lê by Jesus. Daarom bring hy sy kind na die Here toe. En ons sien in en deur dit een van die belangrikste verantwoordelikhede wat God aan vaders gegee het, en dit is om hulle kinders na Christus toe te lei. Dis baie interessant dat Jairus nie sy dogter self kon genees nie. Hy kon nie die siekte aanspreek nie, hy kon nie die dood keer nie, maar hy kon haar wel bring na die een wat dit wel kon doen. Broeders, dieselfde vir my en vir jou vandag. Ek kan nie my kind red nie. Ek kan nie geloof in my kind se hart plaas nie. Ek kan nie my kind se sondes vergewe nie. Ek kan nie haar die Heilige Gees gee nie, maar Jesus kan dit doen. Maar die Here roep vir vaders om hulle kinders voortdurend na Christus te wys. Jy sien, 'n goddelike Vader verstaan dat sy belangrikste taak is nie om die kinders groot te maak vir hierdie wêreld nie. Ons leef in 'n tyd waar baie moeite gedoen word om kinders te help slaag in die lewe, en daar's niks fout daarmee nie, want ons gee aandag aan opleiding, ons gee aandag aan sport, en finansiële sekuriteit en watter loopbaan hulle uiteindelik gaan uitoefen, maar die Here Jesus vra, wat sal dit 'n mens baat as hy die hele wêreld wil en aan sy siel skade lei? Broeders, wat se baat is dit as ek vir my kind alles gee wat haar hart begeer, maar ek bring haar nooit na Jesus toe nie? 'n Kind mag suksesvol wees volgens die wêreldse standaarde, maar as hy nie Christus ken nie, dan ontbreek die belangrikste ding. Jairus se prioriteit was nie sy dogtertjie se gemak nie, dit was haar lewe. Uit haar lewe. En so behoort die geestelike lewe van ons kinders die grootste begeerte van elke pa se hart te wees. In die sin, as my kind sou sterwe, waarheen gaan hy? Papas, het julle al daaraan gedink? Het julle al moeite daarin gesit? Maar weer eens, ek kan nie vir iemand iets gee wat ek self nie het. En nou kan ons onsself afvra, hoe dra ek my kinders na die Here toe? Jairus bring sy dogter fisies na Jesus toe.
Maar vandag behoort ons geestelik, ons kinders by die voete van die Here Jesus neer te laat. En die eerste aspek is altyd deur gebed. Een van die kragtigste dinge wat 'n vader vir sy kinders kan doen, is om te bid. Die mooiste voorbeeld hierin sien ons in Job. Elke keer as die dae van die maaltye om was, het Job gestuur en hulle geheilig. Dan maak Job die môre vroeg klaar en bring brandoffers vir elkeen van hulle, want Job het gedink, miskien het my kinders gesondig en God in hulle hart geseën. So het Job altyd gedoen. Job het altyd vir sy kinders gebid. Miskien is my kind nie op die regte plek nie, miskien is my kind verlore, miskien net dalk. Ek kan hulle nie red nie, maar ek kan vir hulle bid. Ek kan hulle gedurig deur na die Here toe bring in gebed. Die tweede aspek is deur die woord. Ons bring ons kinders na die Here Jesus toe wanneer ons hulle die skrif leer, wanneer ons Bybelstudie met hulle doen, wanneer ons hulle al hierdie klas van goed tyd daarmee insit, soos wat ons geleer het in Deuteronomium 6, en hierdie woorde wat ek jou vandag beveel, moet in jou hart wees, en jy moet dit jou kinders inskerp, en daaroor spreek as jy in jou huis sit, en as jy op pad is, en as jy gaan lê, en as jy opstel. Geliefdes, kinders leer nie net deur dit wat ons sê nie. Grootste fout wat ons maak. Hulle leer deur dit wat ons leef. En daar's twee groot verskillende aspekte daarin. Die derde een is deur voorbeeld. Kinders kyk na wat ons doen. Hulle ondersoek ons. Hulle deurgrond ons. En Paulus skryf in 1 Korintiërs 11 vers 1, wees my navolgers soos ek het ook van Christus is. Kan ek vir my kinders sê dat julle moet my navolg, soos wat ek vir Jesus navolg? Dit behoort die sentraliteit te wees van elke liewe goddelike vader. 'n Vader wat self die Here dien, wys sy kinders hoe dit lyk om die Here te dien. En deur dit ook om hulle na die gemeente te lei. Die Here het die plaaslike gemeente gegee as 'n plek waar kinders van die Here geleer word. Hebreërs 10 vers 25 sê, en laat ons onderlinge byeenkomste nie versuim soos sommige die gewoonte het nie, maar laat ons mekaar vermaan en dit des te meer naarmate julle die dag sien naderkom. En broeders, ek dink nie ek hoef te vra, sien ons die dag naderkom? Sien ons die dag naderkom? Van die basuin wat sal blaas, en die Here Jesus wat sal kom op die wolke? Ek sien dit. As jy dit nie sien nie, gaan kyk wat gebeur in die Midde-Ooste. Ons gesindheid behoort te wees, Psalm 78, wat ons gehoor het en weet, en ons vaders ons vertel het, sal ons nie verberg vir hulle kinders nie, maar aan die volgende geslag vertel, die roemryke dade van die Here, en sy mag en sy wonders wat hy gedoen het. God se plan was nog altyd, dat geloof van geslag na geslag oorgedra moet word. Dit is my so kosbaar, ek kyk nou die dag 'n video van 'n vroutjie, of 'n man, wat getuig hoeveel kinders hy het, en nou het hy baie kinders, en hieroor en daaroor, en hulle vra vir hom, hoe oud is jou oudste kind? En hy sê, sy oudste kind is 82. Dink bietjie daaraan. Sy oudste kind is 82. Met 36 kleinkinders, en agterkleinkinders, en. En daai oupa sit en hy vertel van die een geslag na die ander geslag die evangelie. Oefen die seun volgens die eis van sy weg, dan sal hy ook as hy oud word nie daarvan afwyk nie. Jy sien, ons wil wanneer hulle 18 is, wil ons hê dat hulle moet katkeseer en gelowiges wees, maar ons het hulle niks geleer van 0 tot 18 nie. Dis 'n klein probleem. Efesiërs 6 vers 4. Vaders, moenie julle kinders vertoorn nie, maar voed hulle op in die tug en die vermaaning van die Here. En let op, Paulus spreek die vaders aan. Daar's 'n groot verantwoordelikheid op vaders. Ons vra gereeld, hoe kan ek my kind suksesvol maak? Maar die Jairus het gevra, hoe kan ek my kind na Jesus toe bring? En dit gebeur elke dag in die klein dingetjies, broeders. Wanneer papa met sy kinders bid,
wanneer pappa die Bybel oopmaak, wanneer pappa die Here getrou dien, wanneer pappa wys hoe vergifnis lyk, wanneer pappa wys en leer om op die Here te vertrou, wanneer pappa in geestelike gesprekke is om die huis aan te moedig. Die kinders onthou nie elke preek wat hulle gehoor het nie, maar hulle onthou die voorbeeld wat 'n pappa nagelaat het. En die Here gebruik hierdie oomblikke selfs om ons kinders te vorm. Markus 10. Hulle het kindertjies na hom gebring, dat hy hulle kon aanraak, en die disippels het die wat hulle gebring het bestraf, maar toe Jesus het sien, het hy hulle dit baie kwaadlik geneem, en vir hulle gesê, laai kinders na my toe kom, verhinder hulle nie, want aan sulkes behoort die koninkryk van God. Is ons besig om goddelike vaders te wees, om ons kinders na die Here toe te bring? In alle omstandighede, in alle moeilikhede. Dit beteken nie ons gaan perfek wees nie. Dit beteken nie dat ons gaan foute maak nie, maar ons weet daarom waar om ons hulp te kry. Die laaste gedagte wat ek wil aanraak, is dat 'n goddelike vader hou vas aan geloof wanneer alles verlore lyk. Terwyl hy nog spreek, kom daar mense van die owerste van die sinagoge se huis en sê, u dogter is dood. Waarom val u die meester nog lastig? En hier bereik die verhaal van Jairus sy donkerste oomblik. Jy weet, net toe Jairus aanvanklik na Jesus gekom het, was daar hoop gewees. Sy dogtertjie was ernstig siek, maar sy het nog gelewe. En daarom het hy geglo dat as hy net by die Here Jesus kon uitkom, dan sou alles regkom. Maar nou gebeur iets wat vir Jairus glad en al nie sin gemaak het nie. Jesus stop om met 'n ander vrou te praat. Die vrou met bloedvloeiing. Interessant, né? Terwyl Jesus met haar besig is die tyd besig om aan te beweeg. Elke oomblik wat gaan is 'n oomblik waar daardie dogtertjie besig is om te sterwe. En hy weet dit. Hy weet sy kind is besig om te sterf. Hy weet die tyd raak min. Hy weet Jesus is sy enigste hoop. En nou staan Jesus en hy praat met 'n ander vrou. Jesus staan en hy genees 'n ander vrou, en terwyl dit alles gebeur, kom daar 'n boodskap na hom toe, en daardie boodskap sê vir hom, jou dogtertjie is dood. Jou dogtertjie het gesterwe. Waarom val jy die meester nog lastig? Dis verby. Daar is niks meer wat gedoen kan word nie. Die situasie is hulpeloos. Dis te laat. En weer eens, as 'n pappa kan ek myself nie indink nie. Om myself in Jairus se voete te sit, se skoene te sit in daardie oomblikke, ek kan myself nie sien normaal reageer nie. Ek kan myself nie sien logies dink nie. Ek kan myself nie indink hoe ek deur hierdie lewe kan gaan nie. My kosbaarste is weg. Net 'n paar minute terug was daar nog hoop. Maar nou is alles vernietig en die Here Jesus is besig met 'n ander vrou. Dis waar ons die belangrikste lesse oor geloof leer. Nie wanneer dit goed gaan nie, maar wanneer die omstandighede so lyk dat dit die teenoorgestelde is van God se beloftes. Geliefdes, is baie maklik om te glo wanneer die antwoord sigbaar is. Maar dit raak moeiliker om te glo wanneer die situasie vererger. Dit is maklik om te vertrou wanneer die pad duidelik is, maar is moeiliker om te vertrou wanneer alles donker lyk. En dis presies waar Jairus homself hier bevind. En ek weet dat vaders het baie keer hierdie ervaring dat ons bid vir ons gesinne, maar die probleme verdwyn nie onmiddellik nie. Jy bid vir jou kinders, maar hulle maak nog steeds verkeerde keuses. Jy vertrou die Here vir voorsiening, maar die finansiële druk bly. Jy bid vir herstel, maar die omstandighede verbeter nie so vinnig soos wat ons hoop nie. En dan is daar spesifiek hierdie tye waar dit voel asof die Here net stil bly. Tye wanneer dit lyk asof die antwoorde net nie kom nie. Tye wanneer dit lyk dat die situasie raak erger, selfs nadat ek gebid het. Maar Jairus kom wys vir ons dat ware geloof nie ophou wanneer die nuus sleg word nie. Ware geloof hou aan om Jesus te vertrou wanneer alles verlore lyk. Jesus se reaksie op die slegte nuus is merkwaardig.
Dis merkwaardig. Die Here Jesus antwoord nie die boodskappers nie. Die Here Jesus draai om en hy kyk na Jairus. Kyk daai woorde. Oh, wow. Kyk, is hy op die bord? Dadelik, toe Jesus die woord hoor wat gespreek is, sê hy vir hom, die owerste van die sinagoge, moenie vrees nie, glo net. Moenie vrees nie, glo net. Dit vorm die hart van hierdie verhaal. Ek wil hê ons moet let op wat nie hier staan nie. Daar staan nie dat ons alles moet verstaan nie. Daar staan nie dat ons alles moet begryp nie. Daar staan nie weet hoe ek gaan werk nie. Die Here Jesus sê heel eenvoudig, glo net. Die Here vra nie vir Jairus om 'n oplossing te ken nie. Hy vra hom om die verlosser te vertrou. En dieselfde vir ons vandag. Die Here wil nie hê dat ons alles moet verstaan en hom moet vertrou vir alles nie, maar hy wil hê dat ons hom moet vertrou omdat hy God is. Vertrou op die Here. Kom net. Vertrou op die Here met jou hele hart, steun nie op jou eie insig nie, ken hom in al jou weë, dan sal hy jou paai gelyk maak. Psalm 46. God is vir ons 'n toevlug en sterkte, as hulp in benoudheid is hy in hoë mate beproef. Daar gaan tye kom, wanneer ons kan voel dat ons het alles gedoen. Ek het gebid, ek het raad gegee, ek het 'n voorbeeld probeer stel, ek het probeer om my beste te doen, maar nog steeds is daar net nie 'n uitwerking soos wat ek gehoop het nie. Geliefdes, dalk bid u vandag vir 'n kind wat nie die Here dien nie. Miskien dra jy bekommernis oor jou gesin se toekoms. Miskien worstel jy vandag met uitdagings wat baie groter is as jou eie vermoëns. En die boodskap van Jairus is ook sy boodskap aan jou, moenie vrees nie, glo net. Hou aan bid. Hou aan vertrou. Hou aan om die Here te volg. Hou aan om jou kinders na Jesus te wys. Want die Here werk baie keer op maniere wat ons nie onmiddellik sien nie. Dit wat vir ons baie keer na die einde lyk, is dikwels net die begin van God se volgende hoofstuk in ons lewens. Daarom kan 'n goddelike vader nie twyfel of bekommer wees nie, maar hy moet aanhou glo, selfs wanneer God se plan vir ons glad en al nie sin maak nie. Want ons sien hoe die Here Jesus op hierdie man se geloof geantwoord het. Toe gryp hy die hand van die kind en sê vir haar, Talita kumi, wat as dit vertaal word, beteken, dogtertjie, ek sê vir jou, staan op. En die dogtertjie het dadelik opgestaan en begin rondloop, want sy was 12 jaar oud en hulle was uitermate verbaas. Hier het my baie laat dink aan Micha. Micha kan nie stil sit nie, glad en al nie. As jy vir haar 'n video moet aansit of 'n storie, dan sit nie lank nie, dan hardloop sy om die tafel en al die klasse goed. En kyk na die credibility van die Bybel. Hier word dit 'n kind beskryf. Dadelik toe daardie kind genees is, wat gebeur? Begin rondhardloop. Dis kind. Ons sien nie net die opwerking van hierdie dogtertjie nie, ons sien die heerlikheid van die Here Jesus. Die verhaal begin met 'n vader wat met sy nood na Jesus toe kom, maar dit eindig met die krag van die Here Jesus. Jairus het na Jesus gekom toe sy dogtertjie nog siek was. Die situasie het vererger, die boodskap het gekom dat sy is dood, los dit, maar wat vir die mense 'n einde was vir die Here Jesus net die begin. En toe Jesus daardie huis binne gaan, het almal reeds nie meer hoop gehad nie. Almal het klaar gehuil. Almal is klaar besig om te rou. Die dood het heeltemal finaal gelyk. En Jesus stap na daardie bed van daardie meisiekind en hy sê vir haar die eenvoudige woorde, Talita kumi. En onmiddellik staan sy op. Geen stryd nie, geen moeite nie, geen beperking nie. Net die almagtige gesag van die Seun van God wat 'n lewe opwek. Die een wat lewe geskep het. Hy is ook die een wat lewe het oor die dood. En hierdie wonderwerk leer ons dat Jesus nie net mag het oor siekte
en storms en demone nie. Hy het mag oor elke liewe terrein van die lewe. Niks is vir hom te moeilik nie, niks is buite sy beheer nie, niks verras hom nie, niks is vir hom onmoontlik nie. En wanneer ons nou na die verhaal van Jairus kyk, dan sien ons nie 'n volmaakte vader nie, ons sien nie 'n vader wat al die antwoorde gehad het nie, ons sien nie 'n vader wat alles kon regmaak nie, ons sien 'n vader wat geweet het waarheen om te gaan. Hy het sy behoefte aan die Here Jesus erken, hy het sy kind na Jesus gebring, en hy het bly glo, toe alles nog verlore gelyk het. En geliefdes, hierdie uitspraak, wat die Here Jesus hier gemaak het, Talita Kumi, was gebaseer op 'n uitspraak wat sou kom, Tetelestai, dit is volbring. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gestuur het. Dis wat 'n vader hart gedoen het, vir my en vir jou. Hy het sy seun gestuur, sodat elkeen wat in hom glo, die ewige lewe kan kry. Tetelestai, dit is volbring. Hy het dit volbring. Hy het dit volbring, geliefdes, sodat ons nie perfek hoef te wees nie. Hy het dit volbring, sodat ons nie alles in ons eie mag hoef te doen nie. Hy het dit volbring, sodat daar vir my en vir jou 'n uitwerking kan wees. Die vraag is net, is ons deel daarvan? Ek weet dat daar is baie dingetjies en daadjies in die lewe, maar ek wil geen een van dit weet nie. Ek wil berus op die woorde van Johannes 3 vers 3. Voorwaar ek sê vir jou, as iemand nie weergebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie aangaan nie. Eenvoudig. En as ek dit nie doen nie, dan kan ek nie 'n goddelike pa wees nie. Ek kan nie. Ek kan nie my kind dan na Jesus toe bring nie. Ek kan nie my gesin na Jesus toe bring nie. Ek kan nie my nood erken nie. Maar soos Jairus moet ons op die plek kom waar ons by die voete van die Here Jesus gaan val. En wanneer ons daar val, sal ons die woorde hoor waar hy sê, moenie vrees nie, glo net. Moenie vrees nie, glo net. Want in en deur dit alles, hy bly getrou. Dis nie ons getrouheid wat saak maak nie, is sy getrouheid. Hy bly almagtig, daar's baie dinge wat ek nie kan doen nie, maar hy kan dit doen. Hy bly vol genade, en die Bybel leer ons baie duidelik, dat Jesus Christus is gister en vandag dieselfde tot in ewigheid. Geliefdes, mag ons hierdie voorbeeld van Jairus huis toe vat. Mag ons hierdie voorbeeld van Jairus in ons binnekamers toe invat, en in dieselfde wyse, dieselfde grond, ons gesinne na Jesus toe bring, erken dat ons het hom eintlik nodig, erken waar ons hulp eintlik vandaan kom, en in en deur dit alles, die seën van die Here te kan ervaar, waar hy vir my sê, moenie vrees nie, glo net. Amen. Kom ons bid saam. Dierbare Here, ons lewe in 'n baie verwronge tyd. Ons lewe in 'n tyd, Here, waar ons nie altyd weet, links, regs, op, af, hoe ook al sy nie. Maar dankie Here, dat ons nie in ons eie krag hoef te staan nie. Dankie Here, dat ons nie al hierdie dinge van onsself moet uitfigure nie. Maar in en deur dit kom vra ons net, Here, dat U asseblief vir ons daardie leiding sal gee, soos Jairus wil ons vanmôre by U voete kom buig. Soos Jairus, Here, wil ons opnuut ons kinders na U toe bring. Soos Jairus, Here, wil ons kinders aan U toewy. Dit gaan nie oor ons nie, Here, dit gaan oor hulle. En in en deur dit wil ons die seën van die Here oor ons kinders hê, maar ons weet ook, Here, dat dit begin nie by hulle nie, dit begin by ons. Sal U asseblief, o Here, ons lei daarin. Sal U asseblief voorsien daarin. En in deur dit, o Here Jesus, sal U asseblief verheerlik word daarin.
Ons kom vra hierdie dinge, Here, nie omdat ons enigiets van dit verdien nie. Maar ons kom pleit dit in diepe afhanklikheid, want ons weet, Here, sonder U kan ons niks doen nie. En ons wil net vra, dat U asseblief sal volbring, dit wat U aan die begin het. Here Jesus vir U lieflike naam. Amen.